Welkom terug en vandag is ons by les 47 en het sê, God is die krag waarop ek vertrou. As jy op jou eie krag vertrou, het jy genoeg rede om onrustig, angstig en bang te wees. Wat kan jy voorspel of beheer? Wat is daar in jou waarop gereken kan word? Wat kan jou die vermoë verskaf om van alle fasette van enige probleem bewus te wees en dit op sodanige wyse op te los dat daar slegs goed van kan kom? Wat is daar in jou wat jou die regte oplossing laat insien en jou die waarborg gee dat dit bereik sal word? Uit jouself kan jy niks van hierdie dinge doen nie. Om te glo dat jy kan, beteken om jou vertroue te plaas waar daar geen gronde vir vertroue is nie. En om vrees, angs, depressie, woede en verdriet te regverdig. Wie kan sy vertroue in swakheid stel en veilig voel? Maar wie kan sy vertroue in krag stel en swak voel? God is onder alle omstandighede jou veiligheid. Sy stem praat namens hom in alle situasies en in elke aspek van alle situasies. En sê presies vir jou wat jou te doen staan om 'n beroep te doen op sy krag en sy beskerming. Daar is geen uitsonderings nie, want God ken geen uitsonderings nie. En die stem wat namens hom praat, dink soos hy dink. Vandag sal ons probeer om by jou eie swakheid verby te reik na die bron van werklike krag. 4 oefenperiodes van 5 minute elk is vandag nodig en langer en meer gereelde tye word sterk aanbeveel. Sluit jou oë en begin, soos gewoonlik met 'n herhaling van die idee vir die dag. Bestee dan 'n minuut of 2 om na situasies in jou lewe te soek wat jy met vrees belaai het. En laat vaar elkeen deur vir jouself te sê, God is die krag waarop ek vertrou. Probeer nou om by alle besorgdhede wat met jou eie gevoel van ontoereikendheid verband hou, verby te glip. Dit is duidelik dat elke situasie wat jou besorgd maak, gepaard gaan met gevoelens van ontoereikendheid, want anders sou jy geglo het dat jy die situasie suksesvol kan hanteer. Jy sal nie selfvertroue kan deur bloot op jouself te vertrou nie. Maar die krag van God in jou laat alles altyd suksesvol verloop. Die erkenning van jou eie swakheid is 'n noodsaaklike stap om jou foute te herstel. Maar dit is nauweliks voldoende om jou die selfvertroue te gee wat jy nodig het en waarop jy geregtig is. Jy moet ook daarvan bewus word dat vertroue in jou werklike krag ten volle geregverdig is in alle opsigte en in alle omstandighede. Probeer tydens die laaste fase van die oefenperiode om diep in jou geestesdenke 'n plek van ware veiligheid te bereik. Jy sal weet dat jy dit bereik het as jy 'n gevoel van diepe vrede, hoe kortstondig ook al, ervaar. Laat los alle onbenullighede wat aan die oppervlakte van jou geestesdenke borrel en kook, en reik in die diepte daaronder na die koninkryk van die hemele. Daar is 'n plek in jou waar daar volmaakte vrede heers. Daar is 'n plek in jou waar niks onmoontlik is nie. Daar is 'n plek in jou waar die krag van God vir ewig vertoef. Herhaal die idee dikwels gedurende die dag. Gebruik dit as jou antwoord op enige frustrerings. Onthou dat vrede jou reg is, want jy vestig jou vertroue op die krag van God. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.